Ons is besig met die Dordtse leerreëls. By hierdie episode fokus ons op hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls. My naam is Naas Ferreira. Welkom by Alpha en Omega. Die belangrike vraag wat ons uit die Dordtse leerreëls moet antwoord, is wie is in beheer van ons verlossing? Is God in beheer daarvan? Of is die mens in beheer daarvan? Het die mens enige aandeel in sy verlossing? In hoofstuk 1 het ons duidelik gesien, ons moet eers praat oor sonde. Wat is sonde? Wat was die gevolge van sonde? Ons het duidelik geleer, die mens, volgens die Bybel, is dood in sy sonde. Hy kan nie bydra tot sy verlossing nie. Dit is 100% genade van God. Kom ons kyk wat leer ons uit Psalm 14, vers 1 en 2. Van die hemel af kyk die Here die mense deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Almal het afgedwaal, die laaste een het ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, selfs nie een nie. Die Bybel is baie duidelik, daar is geen mens wat homself kan verlos nie. Ons gaan nou in hoofstuk 2 van die Dordtse leerreëls fokus op waarvoor is Jesus se verlossing dan nodig? En hoekom word dit bekend gemaak in die wêreld? Eerste, wat leer ons uit die woord van die Here? Die woord van die Here leer ons verlossing is nodig en daarom het Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gesterwe en betaal vir God se uitverkorenes. Diegene wat dood was in hulle sonde, wat hy uitverkies het, Jesus Christus het vir hulle betaal aan die kruis van Golgotha. Daar is sekerheid van verlossing vir uitverkorenes. Wat leer die remonstrante? Gebruik ook die woord verlossing. Ook, Jesus Christus het aan die kruis gesterwe vir sondaars. Maar, volgens die remonstrante, het Jesus Christus net die moontlikheid van verlossing bewerk. Want onthou, die mens moet self besluit of hy verlos word of nie. So Jesus Christus se verlossing was die moontlikheid dat mense verlos kan word. Ons kom agter dit is dieselfde woorde wat gebruik word, maar die implikasie is geweldig as ons dink aan die verskille. Die Bybel, die sekerheid van verlossing. Asof, kom ons sê so, toe Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gesterwe en betaal het, het hy by name vir mense gesterwe. Telke male in die Nuwe Testament hoor ons dat Jesus sê, die wat u vir my gegee het, het ek voorbetaal. So toe Jesus aan die kruis gesterwe het, is dit asof die name van die uitverkorenes saam met hom aan die kruis vasgespijker was. Hy het betaal vir mense by name. Dit bring sekerheid. En daarom is dit 'n evangelie, 'n blye boodskap. Die Dordtse leerreëls, net 'n moontlikheid. Die moontlikheid dat mense dan sal kies om ook Jesus se verlossing te aanvaar. Maar dit bring egter ook die moontlikheid dat niemand dit gaan kies nie. Die moontlikheid dat Jesus dalk verniet gesterf het. Aldus die remonstrante dan. Dis die implikasies van wat hulle siening behels. Nou, hoekom moet die evangelie dan nou deur die wêreld verkondig word? Daar stem die Bybel, mense wat op die Bybel steun en die remonstrante saam. Die evangelie moet uitgedra word na die eindes van die aarde. Volgens die woord van die Here is dit sodat die uitverkorenes tot geloof kan kom. Die Here is besig om sy kerk oor die aarde uit te stuur, sodat waar die uitverkorenes hulle ook al mag bevind, onder verskillende volke, nasies, stamme en tale, dat hulle nou tot geloof sal kom. God is besig om sy oes in te samel, en hy stuur sy kerk uit om die evangelie te verkondig. Ek wil graag 'n beeld gebruik om dit te verduidelik. Dink aan die voorbeeld van saad wat geplant is in 'n bedding of op 'n stuk grond. Die saad is daar, maar die saad is onder die grond. Dis onsigbaar. Op 'n manier kan ons sê die saad is nog dood. As ek nou met 'n gieter loop en ek gooi hierdie grond nat, ek lei die grond nat, dan kom daardie saad tot lewe. En dis die bedoeling van
die Bybelse beeld van die uitdra van die evangelie, sodat die uitverkorenes wat nog ergens in die wêreld vasgevang is, tot geloof kan kom. Wat leer die remonstrante? Die evangelie moet uitgedra word, ook na die eindes van die aarde toe. Hoekom? Sodat almal kan hoor en kan besluit, want onthou, die mens is net siek, hy besluit self, sodat almal moet hoor en self kan besluit of hulle nou verlos word of nie. Ek glo in hierdie tyd kan julle duidelik sien, daar is 'n groot verskil in dit wat die Bybel ons regtig leer, die waarheid, en die dwaling van die remonstrante. Jesus Christus het die sekerheid van verlossing vir die uitverkorenes van God bewerk. Daarom is dit evangelie en blye boodskap. Die remonstrante het net die moontlikheid. En daarom moet die mens nou self besluit of hy hierdie verlossingswerk van Christus aan die kruis wil aanvaar of nie. Dankie dat jy hierdie episode van Alfa en Omega saam met my deurgegaan het.